Goeiedag liewe luisteraars, dit is weer ek Adrian met my tydgeleef wandel saam met Jesus. Ek groet u in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, die naam bo alle name. Genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Wat 'n eer en 'n voorreg is dit nie, om weer saam met u te kuier rondom Gods woord nie. Ek glo en vertrou op die Here dat dit goed gaan met die een en elk. Ons kan onsself beroep op Psalm 23 vers 1 vanuit die woord, wat sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Dankie Here dat u ons ewige herder is, en dat u ons verseker, dat ons geen gebrek aan enige iets sal ly nie. U is elke dag dieselfde getroue God, op wie ons kan staatmaak. Halleluja, prys sy wonderlike naam. Nou ja, liewe luisteraars, die tema vir vandag se boodskap is lewende water. Ja, lewende water. En die skriflesing vandag kom uit Johannes 4, verse 1 tot 26. En ek gebruik die boodskapvertaling van die Bybel vir die voorlesing. Jy is welkom om die Bybels oop te maak by Johannes 4, om saam te lees. Indien jy 'n ander Bybel gebruik, gaan die vertaling so 'n bietjie verskil van myne, maar dit het dieselfde betekeniswaarde. So jy kan maar saam lees, as jy graag wil. Nou liewe luisteraars, alvorens ons by vandag se skriflesing kom, handel vandag se boodskap oor water. Soos ek gesê het, lewende water. Water wat ons as mens elke dag nodig het, om te kan oorleef van. En jy sal saamstem dat water 'n lewensbron is, vir mens, plant en dier, en water ontvang ons ook van God af, deur die werking van die natuur. Sien, so het God ook aan die volk water voorsien vanuit 'n rots in Exodus 17 vers 6, deurdat Moses die rots moes slaan. En net so lees ons in Matteus 5 vers 45, dat God reën laat val op mense wat goed doen, en ook op mense wat verkeerd doen. En so kom ons dan ook by die geestelike water, wat die Here vir ons bied, skoon onbesmette water, wat ewigdurende godskrag het, naamlik die lewende water. Jy sien, Jesus sê vir ons in Johannes 7 vers 37 en 38, en ek haal aan, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water, sal uit sy binneste vloei. Amen. Amen. Jy sien, liewe luisteraar, vandag se boodskap handel oor Jesus wat die ewige lewe aan 'n Samaritaanse vrou gee. En interessant hier is die leidende metafoor, steeds die van water. Nou, ons het al geleer uit die woord van Jesus, sy eerste wonderwerk, wat natuurlik dan is die verandering van water en wyn by die bruilof, die verwysing na die wedergeboorte uit water. Dit is met Nicodemus, en dan die verwysing na die reiniging met water, Johannes die doper en nou die doop Jesus. En dit is dan ook presies die metafoor, wat in hierdie verhaal van die Samaritaanse vrou, die hoofrol gaan spreek. Is 'n dors Jesus, wat by die put sit, die water wat hy van haar vra, en dan die lewende water wat Jesus haar kan gee. Hierdie water, liewe luisteraar, is vir u en vir my ook. Dit is vir elke mens, die ongelowige, die gelowige, die sondaar, die ateïst, dit is vir elkeen. En Paulus slaan die spyker op die kop, wanneer hy in Galasiërs 3 vers 28 sê, daar is nie meer Jood of Griek nie, want julle is almal een in Christus. Ja, hy sê, daar is nie meer Jood of Griek nie, want julle is almal een in Christus. Christus Jesus het gekom, sodat daar redding vir almal is wat glo. Ja, kom laat ons dan nou uit die woord uit lees, soos ek gesê het, Johannes 4 verse 1 tot 26, en ek lees dit dan uit die boodskap uit. Jesus het geweet dat die Fariseërs gehoor het, dat hy gewild begin raak het, en dat hy meer mense doop as Johannes. Daarom is hy weer van Judea af terug Galilea toe. Eintlik het Jesus nie self gedoop nie, sy volgelinge het dit namens hom gedoen. 'n Mens kan deur Samaria na Galilea toe gaan. En op pad het Jesus besluit om by Sigar in Samaria te gaan rus. Sigar
het naby die stuk grond gelê wat Jakob destyds aan sy seun Josef gegee het. Dit was juis ook die plek waar 'n put oor die fontein van Jakob gebou is. Jesus het sommer by die put gaan uitspan, moeg van die lang pad. Dit was omtrent 12 uur die middag. 'n Samaritaanse vrou kom toe daaraan om water te skep. En Jesus vra haar toe, gee my asseblief 'n bietjie water om te drink. Jy sien, sy disippels was toe reeds dorp toe om kos te gaan koop. In vers 9 verder, verskoon my, sê sy, maar waarom vra jy my water om te drink? Is jy nie 'n Joodse man en ek 'n Samaritaanse vrou nie? En sy het dit gevra, omdat die Jode normaalweg niks met die Samaritane te doen wou hê nie. As jy geweet het wat God vir mense wil gee en besef het wie vir jou water vra, sou jy nie so 'n vraag gevra het nie. Jy sou eerder vir hom water gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het Jesus gesê. Meneer, hierdie put is diep, en jy het nie eens 'n emmer en 'n tou nie. Waar dink jy, gaan jy daardie vars water vandaan kry, vra sy. Jy is tog sekerlik nie beter as ons voorvader Jakob, wat hierdie put vir ons nagelaat het nie. Hy self het water uit hierdie put gedrink, soos sy kinders en diere ook. Wel, elkeen wat van hierdie put se water drink, sal na 'n rukkie weer dors word, antwoord Jesus. Wie egter van die water drink wat ek hom sal gee, sal nooit ooit weer dors word nie. Daar sal iets in daardie persoon gebeur. Die water wat ek vir hom sal gee, sal 'n fontein binne in hom verander. Hierdie borrelende lewende water sal maak dat hy vir ewig sal lewe. Meneer, gee my asseblief van daardie water, vra sy dadelik. Dink net, ek sal dan nooit weer dors word nie, en ook nooit weer die moeite hoef te doen, om hier te kom water haal nie. Hy vra haar toe, gaan roep gou jou man en kom hier. Ek het nie 'n man nie, sê sy. Dit is 'n eerlike antwoord, sê Jesus. Jy was voorheen al 5 maal getroud. Boonop is jy nie eens getroud met die man met wie jy nou saam bly nie. Ja, jy het die waarheid gepraat. Meneer, jy is so ware profeet. Kom, sê my 'n bietjie. Ons voorvaders het God op hierdie berg aanbid. Julle Jode sê weer dat Jerusalem die regte plek is om God te aanbid. Wat sê jy daarvan, vra sy. Mevrou, sê Jesus, dit is nie meer lank nie, dan gaan julle die Vader nie meer hier aanbid nie. Ons Jode ken daardie God. Geen wonder nie, want God se stroom van redding borrel eers in die Jodedom op en vloei dan na almal. Die tyd is nou ryp. Opregte gelowiges sal nie meer na 'n spesiale heilige plek hoef te gaan om die Vader daar te dien nie. Tye verander. Hulle sal nou op enige plek met God kan praat, net solank hulle dit opreg met die hulp van die Heilige Gees doen. Die Vader self het besluit dat dit so moet wees. Immers, God is Gees. Daarom is dit verstaanbaar en nodig dat die Heilige Gees die gelowiges moet help om hom opreg te dien, soos hy daarvan hou. Die vrou sê toe weer, ek weet dat die Messias kom. Die Grieke praat mos van hom as Christus. Nou ja, wanneer hy kom, sal hy vir ons van al die nuwe dinge kom vertel. En dan die laaste vers 26, toe sê Jesus vir haar, ek is die redder, die Messias, wat nou met jou praat. Tot sover, geseënd is die wat die woord van die Here ontvang en dit in hulle harte bewaar. Amen. Ja, kom ons kyk 'n bietjie na 'n uitleg van ons skrif. Jesus in Samaria. Jy sien, Jesus is nie net die saligmaker van Israel nie, maar ook van die heidene. Selfs die Samaritane, wat deur die Jode gehaat was, sou hier deel hê aan die heil. En om dit duidelik te stel, het Jesus op sy reis van Judea na Galilea deur Samaria gegaan. Hy het nie die oor-Jordaanse pad geneem nie. Hy het die deurtog deur die gehate Samaria nie vermy nie. En hy neem juis hierdie roete na Galilea, want by hom is daar geen haat teenoor die Samaritane nie. Hy soek juis 'n geleentheid om met hulle in aanraking te kom. Nou Samaria was die land van die ou 10 stammeryk.
Toe die 10 stamme van Israel weggevoer is na Assirië, is daar koloniste na die onbevolkte gebied gestuur. En dit was meestal Syriërs en Babyloniërs, wat hulle afgodsdiens daar meegebring het. Hulle het die wette van Moses in die Joodse godsdiens probeer onderhou, maar hulle godsdiens was gemeng met heidendom. Hulle het die Here gedien, maar tegelijkertyd ook die afgode, en ons lees daarvan in 2 Konings 17, verse 23 tot 33, of vandaar dat hierdie koloniste dan later Samaritane genoem is. Sien, Jesus het geweet dat hulle aanbidding van God heeltemal in stryd was met dit wat Moses op Gods bevel geleer het. Hy was bekend met die feit dat die godsdiens van die Samaritane gemeng was met vele bygelowe en heidense gewoontes. Maar Jesus het ook geweet dat God uit hierdie volk van Samaritane mense kon roep tot die ewige lewe. En ons kyk ons in ons skrif na Jesus by Sigar. Nou ons lees in vers 5 dat Jesus by Sigar in Samaria aangekom het. Moeg van die reis het hy gaan sit by die Jakobsbron. En dit was die 6de uur, wat beteken dat het 12 uur die middag was. En terwyl Jesus daar sit, het daar 'n Samaritaanse vrou met 'n waterkan gekom, om water te skep. Nou sy het waarskynlik gedink dat hierdie put van Jakob beter water gehad het. Daarom dan dat sy nie water gaan haal het by die ander bronne, wat naby Sigar was nie. Jesus was alleen daar by die put. Sy disippels het na Sigar gegaan om voedsel te koop. En Jesus het dadelik begryp dat hierdie Samaritaanse vrou hulp nodig het, en tot haar verbasing het Jesus haar in vers 7 aangespreek en gevra, en ek haal aan, gee my asseblief 'n bietjie water om te drink. En sy antwoord vir Jesus, verskoon my, maar waarom vra jy my water om te drink? Is jy nie 'n Joodse man en ek 'n Samaritaanse vrou nie? En sy het dit gevra op grond daarvan dat die Jode normaalweg niks met die Samaritane te doen wou hê nie. Maar dan kom Jesus en hy antwoord daar as volg in vers 10. As jy geweet het wat God vir mense wil gee en besef het wie vir jou water vra, sou jy nie so 'n vraag gevra het nie. Jy sou eerder vir hom water gevra het en hy sou vir jou die lewende water gegee het. Jy sien, Jesus het sy dors gesien as 'n geleentheid om hierdie vrou aan te spreek. 'n Goeie bronwater is in Palestina dikwels Gods gawe genoem. En aan die gedagte sluit Jesus homself hier aan. Hy wil dit aan haar sê, jy noem die water wel 'n gawe van God, en dit is dit ook, maar dis nog nie die egte gawe van God nie. Daar is 'n gawe van God wat baie hoër is as die water, en daardie gawe kan Jesus aan haar en elke ander mens skenk, as ons dit van hom vra. Hierdie Samaritaanse vrou het verwonderd gestaan. Sy het nie mooi begryp wat Jesus bedoel nie. En met lewende water bedoel hy ons gemeenskap met God, wat net hy ons kan gee. Ja, dis ons gemeenskap met God, wat net hy vir ons kan gee. En so het hierdie vrou dan gevolglik besef, wat Jesus met sy woorde bedoel, en toe wel begryp, dat dit nie die water is, wat uit die put uitkom nie. Jy sien, liewe luisteraar, hierdie Samaritaanse vrou, het in sonde geleef, en was skief vir die hand van verlossing. En sy het spottend daarop vir Jesus gewys, dat hy nie eers 'n emmer en 'n tou het om water uit die diep put te kan skep nie. En Jesus wil hier haar skuldbesef opwek, en haar tot dieper geestelike insig bring. En daarom sê hy dan vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Nou jy sien, hierdie treffende woorde van Jesus was voorbereidend om hierdie vrou aan haarself te ontdek. Sy dink aan Jesus se woorde, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. En dit was haar lewe. Sy het so menigmaal gedrink uit die bronne van haar verkeerde begeertes, maar telkens het sy opnuut dors gekry. Haar lewe was so onrustig, so vol van dors.
Sou Jesus haar die ware water kan gee? Die water wat rus en vrede in haar lewe kon bring? Inderdaad kan hy dit vir haar gee. Inteendeel, vir elkeen van ons. En daarom antwoord sy vir Jesus, Here, gee my daar die water, sodat ek nie dors kry, en hier hoef te kom skep nie. Ja, sy sê, Here, gee my daar die water, sodat ek nie dors kry, en hier hoef te kom skep nie. Jy sien, God word self ook dikwels die bron, die fontein van lewe genoem. Op Psalm 36 vers 10 sê dit onder andere vir ons in die skrif. Gewone water les net die dors tydelik, maar lewende water gee jou egter die ewige lewe waarin jou geestelike dors na God vir ewig geles word. Die Heilige Gees wat in ons woon is 'n altyd vloeiende fontein. Ons hoef nooit bekommerd te wees dat daar droogte sal wees in die lewe van die gelowige, wie die geestelike water gedrink het. Halleluja, prys die Here ons God. Jy sien die Samaritaanse vrou se sonde, laat ons bietjie daarna ook kyk, want sy het sonde gehad. Nou, omdat die vrou telkens probeer om te ontkom, wil Jesus haar nou deur sy woord vang. Hy wil nou openlik haar sonde aanwys, en daarom sê hy vir haar in vers 16, gaan roep gou jou man, en kom hier. Skrikkerig en aarzelend, sê sy, ek het nie 'n man nie. En Jesus antwoord haar, dis 'n eerlike antwoord, jy was voorheen al 5 maal getroud, boonop is jy nie eens getroud met die man met wie jy saambly nie. Ja, jy het die waarheid gepraat. Jy sien, liewe luisteraar, hierdie vrou het telkens geluister na die stem van haar hartstog en haar sondige begeertes gevolg. Sy het telkens gedrink uit die bron van die sondevreugde en elke keer het die dors na nuwe sondes gekom. En toe die vrou hierdie woorde van Jesus hoor, het sy diep tot in haar siel geskrik. Sy het gevoel dat Jesus haar sondige lewe ken. En op daardie selfde oomblik voel sy ook hoe diep verlore sy eintlik is. En so ken die Here elkeen van ons. Hy weet alles van ons af. Hy ken ons goed en hy ken ons kwaad. Daar is niks wat ons van hom kan weerhou of kan wegsteek nie. Jy sien, hierdie vrou probeer weer om die gesprek voort te sit, om sodoende die aandag op haar weg te lei. Sy sien dat Jesus 'n profeet is, en sy vra hom op watter plek hulle moet aanbid, in Jerusalem of in Gerizim. En Jesus antwoord haar, dat die uur kom dat hulle nie op hierdie berg of in Jerusalem sal aanbid nie. Hulle sal die Vader oral kan aanbid. En dan word die diens van die Here van Jerusalem losgemaak. Oral sal hulle die Vader moet aanbid met die hulp van die Heilige Gees. God moet aanbid word in gees en in waarheid. Hierdie vrou, nes elke ander mens, moet besef dat God oral woon, waar 'n mens se hart is, wat hom waarlik soek. En as ons diep in ons hart om waarlik soek, dan mag ons hom orals aanbid, nie net in die kerk of by 'n spesiale geleentheid ensovoorts nie, maar orals, enige plek, soos wat die Gees ons lei. Die Samaritaanse vrou is nou ontroer, en sou daar vir haar nog 'n verlosser wees. Sy weet wel dat die verlosser eenmaal sal kom. En hoe verras was sy om van Jesus te verneem, dat hy die verlosser is. En Jesus se woorde aan haar was, ek is die redder, die Messias, wat nou met jou praat. Jy sien, en toe die lig vir hierdie vrou opgegaan, en is sy vervul met blydskap, soos sy dit nog nooit van tevore ervaar het nie. Sy sien haar sondes wel duidelik, maar sy begryp nou ook dat God so dig naby haar was. En God is net so dig naby u en my. En daarom moet ons dieselfde vreugde en blydskap deel, omdat Christus tot ons verlossing, redding en saligmaking gekom het. Amen. Prys die Here van die leerskare. Sien, liewe luisteraar, wat kan ons leer uit hierdie verhaal van die Samaritaanse vrou? Jy sien, hier is 4 groot ontdekkings in hierdie verhaal. Eerstens is dit die ontdekking aan die dors. Die ontdekking van die mens se dors aan sy sondige lewe. Die mens is telkens dors en moet aanhoudend drink uit die put van die verdorwe water, tot hy heeltemal weggesink het in die sonde. Die mens bly, as hy die dors van sy hart wil les met die sonde.
tot die einde van sy lewe 'n dorstige mens. Ja, hy bly 'n dorstige mens tot aan die einde van sy lewe. Hy hou aan met sondig, en daarom sê die skrif in vers 13, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Jy sien, tweedens, is dit tot die ontdekking aan die sonde. Die Here openbaar ons sonde aan ons deur sy Gees. Hy laat ons sondes ontdek deur ons dorstigheid na die verderflike water, waarvan ons oor en oor drink. Nou hierdie dorstigheid na die sonde ontwrig ons lewens. Slegte dinge gebeur met ons raak siek, en leef nie 'n goeie gesonde lewe nie. Derdens lei dit tot 'n ontdekking aan God. Die sondaar besef sy lewe is ongesond. Hy begin te vra na God, waar kan ek vir God vind? En Jesus kom hier en open die sondaar se oë, sodat hy die ewige God ontdek. Die God wat digter by hom is, as wat hy hom kon indink. Jy sien, laastens is dit die ontdekking van die Verlosser, Jesus Christus. Nou, deur die sondaar mens se ontdekking van God, het hy 'n verlange in sy hart gekry na die Messias, die enigste Verlosser wie sy verlore en wanhopige sondige bestaan kan verander in 'n lewe van godsaligheid, sodat hy nou die ewige lewe sal kan smaak. Jesus het nie gekom om te oordeel nie, maar om te red, sodat u en ek lewe in oorvloed kan hê. Sien, liewe luisteraars, ek gaan nou begin afsluit. Die Here gee vir ons 'n keuse in hierdie lewe. Watter keuse sal dit wees wat ons sal maak? Sal ons aanhoudend uit die put van die sondige wêreld water skep in ons dorstigheid aan die sonde en genot wat geen ewigheidswaarde het nie? Die water wat ons elke keer weer dors sal laat kry. Of sal ons by Jesus se put van lewende water gaan water skep? Die water wat ons nooit weer sal laat dors word nie. Die geestelike water wat in ons soos 'n fontein van water is, wat opspring tot in die ewige lewe. En ek dink die antwoord is beslis die rein geestelike water, wat kom van Jesus se put. Dit is die water wat ons soek. En saam kan ons dan sê, Here, gee my daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry nie. Amen. Kom ons sluit die oë, kom ons bid. Almagtige God en Hemelse Vader, ons dank U, Here, dat ons deur Christus Jesus in U teenwoordigheid kan kom as U kinders. Dankie dat ons na U stem kan luister wanneer U met ons praat deur U woord en U Gees. Dankie dat U vir ons sê, kom na my toe, kom drink van hierdie water, wat ek vir julle sal gee, sodat julle nooit weer dors sal kry nie. Ons is dankbaar vir hierdie fontein van water, wat opspring tot in die ewige lewe. Bewaar ons teen die aanslag van die bose, sodat ons nie in versoeking sal kom, en water skep by die put van verderf nie. Dankie Here, dat U ons 'n geseënde lewe wil gee, in oorvloed. Word dan ook in hierdie dag verheerlik, o God. Al die lof, dank, eer en heerlikheid, kom U toe tot in ewigheid. Ek bid dit in die naam van Christus Jesus. Amen. Baie dankie, liewe luisteraars, dat ek saam met U kon tyd spandeer rondom Gods woord. Mag U 'n wonderlike en 'n geseënde week ervaar. En ek groet U in die naam van Jesus, tot ons weer saamgesels. Liewe luisteraar, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap met die Heilige Gees, sy met U elkeen. Amen.